Die Solidariteitbeweging het tydens gister se toekomsberaad in Pretoria sy sogenaamde Help Mekaar Plan 2020 bekendgestel. Ingevolge die plan gaan R3,5 miljard oor die volgende 5 jaar aangewend word vir selfdoen aksies en hy baseer dit op sy idee van selfstandigheid, wat hy sê nie dieselfde is as selfbeskikking nie. Soos verwag het kritiek uit talle oorde opgeklink toe die plan rigbaar geword het met beskrywings van 'n parallelle regering en daarom 'n teruggryp na die verlede en selfs die blote instandhouding van wit bevoorregting. Flip Buys, die voorsitter van die Solidariteitbeweging, is nou by my in die ateljee om duidelikheid te gee. Flip, goeienaand, dankie dat jy met ons gesels hierso vanaand. Goeienaand, baie dankie. Hoekom die inspirasie vir hierdie plan gaan soek in die verlede by die Help Mekaar en die reddingsdaadsaksies van 'n eeu gelede, toe die filosofie baie anders en baie oud was? Daar's mense wat vandag in Suid-Afrika woon, wit, jong Afrikaanse mense wat heeltemal goed funksioneer in die moderne Suid-Afrika. Is hierdie plan nie net 'n manier vir mense wat juis nie met swart mense wil saamwerk nie om 'n ruimte te vind nie? Nee, natuurlik nie. Ons het baie goeie ondersteuning vir ons plan, omdat ons uit die verlede put, want mense kan baie lesse uit die verlede leer. Natuurlik is daar baie groot verskille, ons leef in ander tye, maar die sentrale les van daardie tyd bly nog staan. Naamlik as mense hulle self in sterk gemeenskapsorganisasies organiseer, kan wonderwerke plaasvind. En ek kan een voorbeeld noem. Ons het 'n tegniese kollege opgerig van sowat R50 miljoen en feitelik al daai geld het gekom van R10 bydraes van gewone vakbondlede. Nou, daar was natuurlik die week voor hierdie beraad van julle was daar baie kritiek geweest. Adrian Basson skryf op Netwerk 24, die ANC regeer sleg oor almal, nie net oor wit mense nie, en die swart mense ly meer onder die slegte regering. Dink jy nie daar is ruimte daarvoor om in hierdie geval toenadering by die staat te soek, eerder as hierdie antagonisme wat bestaan nie? Wel, dit is presies hoekom ons op soveel moontlik vlakke met die owerhede probeer saamwerk om die probleme op te los wat daar byvoorbeeld in baie dorpe is. Ons het nou gehoor van die water, dit raak almal. En dit is hoekom AfriForum se meer as 150 selfstandigheidsprojekte was daarop gerig om die dorpe vir almal 'n beter plek te maak. Maar dan is daar ook kwessies wat Afrikaners as kultuurgemeenskap raak, soos rassediskriminasie, soos die kriminalisering van ons geskiedenis, vandalisering van monumente, en dit is hoekom ons ook aan daardie sake aandag gee. Dit lyk baie keer as mens kyk van buitekant af of daar 'n verskil is tussen dit wat jy sê soos in jou toespraak gister in jou waardestelsel en jou ondersteuners aan die ander kant wat baie keer oorkom as ongenaakbaar of haatdraand, bitter, rassisties selfs baie keer. Ag nee, wat ek dink regtig nie so nie. Ek dink daar kan enkele gevalle wees, maar ek dink in die breë het ons 'n hoofstroombenadering. Ons sê altyd ons is 'n 80% organisasie, ons aanvaar. Ons kan nie al twee pole gelukkig maak nie, maar ons kry baie goeie ondersteuning vir 'n sterk maar gematigde benadering. Kom ons praat vinnig van die Christelike waardes. Jy sê so in julle plan, die Christelike vakbondwese glo aan eie instellings wat fokus op opleiding, eie mediese sorg, aftreebeplanning, maatskaplike hulp en ander selfdoen instellings. Ja. Nou, as mens kyk na die kernwaardes van Christendom, daai ding van naaste liefde en genade en liefde en uitreik na ander mense toe en omarming, selfverloning. Hoe versoen jy hierdie plan van jou met die Christelike waardes? Wel, dit is presies gebaseer op die Christelike waardes. Jy moet onthou dat die Solidariteitbeweging bestaan nie net uit 'n vakbond nie, die vakbond is een van die organisasies, maar dit spruit juis uit voorbeelde wat ons geleer het, soos in België, waar die hele Christelike gemeenskapsbeweging nie net wag vir die staat om alles vir hulle te doen nie, maar self verantwoordelikheid te vat. So dit is presies gebaseer op daardie waardes en dit is hoekom ons dit ook 'n help mekaar plan noem, want ons sê ons moet mekaar bystaan en ons moet mekaar help. Hoe gaan jy die R3,5 miljard insamel? Daar's verskillende maniere, 'n baie groot deel daarvan kom uit ons ledebasis. Ons het meer as 330,000 lede wat 'n maandelikse bydrae van gemiddeld R100 maak. Ons glo ons gaan daardie syfer groei na by 500,000 toe binne 5 jaar. Dan het ons ook 'n besigheidsafdeling, dan het ons ook verskeie organisasies wat selfversorgend is, wat vir hulle self help, en ons het werklik mense wat op groot skaal in hulle eie gemeenskappe ook bydraes maak, omdat dit probleme is wat almal raak.